Goeiedag. Ons is in die week waarin ons voorberei op Hemelvaart. En in hierdie voorbereiding leef ons ook saam tussen die reeds en die nog nie. Sit ons dalk in so tussenin spasie waarin ons as gelowiges bewus is van God se koms, bewus is dat Jesus gelei het, om vir ons te wys dat ons lyding ook nie alleen is nie. En raak ons ook bewus van hoe God ons bemagtig om in sy voetspore te volg. So laat jou asem stadig in en uit beweeg. Waar ook al jy is, of jy skottelgoed was, of jy in die kar is, besef dat hierdie oomblik 'n heilige oomblik is. Nie omdat dit perfek is nie, maar omdat jy gekom het met die doel om teenwoordig te wees. Weet ook God is hier. In sy teenwoordigheid is jy genoeg. En mag hierdie oomblik jou oë oopmaak vir die moontlikhede wat God reeds voorberei het. Jy het nie nodig om iets te bewys nie. Jy kan eenvoudig net wees. Dalk het jy ook al soos ek gevoel dat jy teen iets onmoontlik opkyk. Asof dit 'n berg is wat te moeilik is om uit te klim. En jy kan jou net nie by hierdie taak uitkry nie. Of dalk is daar 'n verlange wat jy nie jou vinger op kan sit. Wat is hierdie gevoel nie? Of dalk is jy bang om 'n stuk vreugde te ervaar, omdat jy bang is hierdie vreugde hou nie lank nie. Dalk voel jy nie nou so nie, maar as jy later so voel, hou hierdie gedeelte vir later dan. Of ons luister saam en ons weet dat daar tye is wanneer ons sekerheid verlang. En tye wat ons voel dat ons niks oor het nie. Behalwe die wete dat ons hoop binne God steeds vir ons iets nuuts bring. So jy is nie alleen in daardie gevoel nie. Ons lees vandag uit Lukas 24, vers 44 tot 53. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan, en vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin, en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei, tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan, en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid, en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer, en hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Wat as hierdie gedeelte nie net 'n geskiedenisles is nie, maar 'n uitnodiging? Wat as Jesus se seën vandag nog op jou rus? Stel jou voor, jy staan in Betanië. Die lug is sag. Jesus se hande is opgelig. Hy kyk na jou. En terwyl jy nog voel hoe sy oë op jou rus, verdwyn hy in die hemel. Wat sou jy voel?
Verlies? Verwondering? Of miskien net stilte? Ek lees vir ons nog 'n gedeelte. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om daarop uit te spreek. In 'n kamer later, 'n geluid, 'n wind, vuur, nie vernietigende vlamme nie, maar 'n sagte, vurige teenwoordigheid wat jou aanraak, wat jou vul. Nie met antwoorde nie, maar teenwoordigheid. Wat as die Gees vandag ook so wil kom, nie met geraas nie, maar met 'n heilige rus, wat jou weer laat asemhaal. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Dink na oor die volgende vraag en wat by jou opkom. Waar het jy laas gevoel dat God jou seën? Wat beteken dit vir jou om toegerus te wees met krag van bo? As die wind van die Gees jou vandag sou aanraak, wat sou jy nodig hê om te laat gaan? Kom ons gebruik hierdie oomblik vir stilte en nadenke.
Here, ek is hier. Soms weet ek nie wat om te sê nie, maar U weet reeds wat in my is. Ek erken my behoefte, my verlange, my onsekerheid oor wat kom, en my hoop dat U steeds nader kom. Kom, Heilige Gees, kom soos wind om vars asem te gee. Kom soos vuur, dat ek weer kan glo. Kom soos sagtheid, om my te herinner dat ek geliefd is. Ek vertrou nie in my eie krag nie. Ek rus in U vermoë. Vorm my, vul my, stuur my. Amen. Jy mag verder rus. Nie as 'n vlug nie, as 'n daad van vertroue. Mag jy hierdie week verder benader soos iemand wat weet, God se Gees rus op jou. Jy is deel van 'n groter storie. 'n Verhaal wat met vuur en wind begin, maar vandag nog voortgaan in jou lewe. Jou stilte is gehoorsaamheid. Jou teenwoordigheid is genoeg. Mag jy rus en mag jy weer opstaan, vol van die Gees, vol van hoop, vol van God.